Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing Psalm 16. Ek gaan fokus op vers 8, maar ek lees die hele Psalm, Psalm 16. Ek lees uit die 83 vertaling. Psalm 16 vers 1. 'n Gedig van Dawid: Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar's my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander god vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Dan Psalm 8, vers 8. Psalm 16 vers 8. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Ja, Dawid het hier die Psalm gedig in tye van doodsgevaar. Lyk my hy verkeer al 'n ruk in doodsgevaar, want daar staan vers 1. Ek weet nou nie, hoe kom die rekenaar nou nie saamwerk nie, skus. Net kyk of ek hom reg kry. Ja, hy het nou heeltemal gaan hang. Goed, ek gaan maar net, julle moet my maar net volg soos wat ek die verse aanhaal, nee. In Psalm 1 staan, Psalm 16 vers 1 staan daar. 'n Gedig van Dawid: Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Jy kan kyk of jy daar iets kan regkry. So, dit is regtig 'n moeilike tyd. 'n Moeilike tyd wat Dawid hierdie Psalm gedig het, nee. En hy sê, neem my in beskerming, maar dan lees ons ook, hy gee homself totaal en al oor aan die Here. Ek hoop nou nie, ja. Hy gee homself totaal en al oor aan die Here. Hy sê die Here is sy lewe. Nee. Dit is soos die Lewiete. Is daar iets daar? Ek weet wat, ek dink kom ons los. OK, goed. Ek weet nie waar sit jy hom af nie. Ek weer vat lank om aan te kom. Ja, goed. Skus hiervoor. Ja, hy sê, hy gee homself totaal in hierdie moeilike omstandighede, gee homself totaal en oor aan die Here. Nee, die Here is eintlik vir hom die lewe. Dit is soos die Lewiete. Nee, in die Ou Testament, toe die volk Israel die beloofde land inneem, met elke stam het 'n gedeelte gekry, 'n grondgebied gekry. Maar die Lewiete het nie iets gekry nie. Sy daar, uiteindelik. Nee, dis reg. Psalm 16 vers 1. Goed. Ja, so vir Dawid is die Here absoluut vir hom die lewe, soos die Lewiete, nee. Die Lewiete het geleef van die tempeldiens, nee, soos die mense offers gebring het, die Lewiete het van daai tempel se inkomste het hulle geleef. En hulle het die voorreg gehad om heeltyd net die Here te dien. Die Here was hulle erfdeel. Hulle het nie grond geërf nie, die Here was hulle erfdeel. En dis wat Dawid ook hier eintlik sê. Hy sê, Here, U is vir my die lewe. U is my erfdeel. Nee, die Here is vir hom alles. En dan lees ons ook in vers 8, ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Nee, die Here is altyd
sê Dawid by hom, in daai moeilike omstandighede, sê hy, die Here is altyd by my. Altyd is oral, nie net wanneer ons hier by mekaar is in die erediens nie net wanneer Dawid die Here aanbid nie, maar ook daar op die oorlogsveld nie, waar in die veld die skape opgepas het nie, daar waar hy vlug, waar hy vir Saul vlug nie, sê hy, die Here is altyd by my. Die Here is altyd by jou nie, in die klaskamer, in die hospitaal, by die werk, die Here is altyd by ons, by my. En ek dink, dit is ook elkeen van ons se begeerte, seker vanoggend ook, jy wat sit hier in die kerk, nie, is om die Here se teenwoordigheid te kan ervaar. Dis die wonderlikste ding, nee, om die Here se teenwoordigheid te ervaar. En daar's goeie tye wat mense die Here se teenwoordigheid ervaar, maar ander kere, nee, dan voel ons die Here is dalk ver. Maar dis ons begeerte. Soos wat Moses ook gesê het, Here, wys my u heerlikheid, nee, daar by die Sinaï berg, nadat die volk die goue kalf gebou het en so, en alles het half so plat geval, en toe sê die Here, jy sal my net van agteraf sien. Net die heerlikheid. Ek dink dis wat ons wil hê. Here se teenwoordigheid ervaar, dat jy by ons is. En dan, vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, is dit nie net 'n droom nie. Dit is 'n moontlikheid. Absolute moontlikheid vir elkeen wat glo. Want, hoekom? Jesus het opgestaan. Hy het nie net gesterf aan die kruis nie. Hy het nie net betaal vir ons sondes nie. Hy het ook opgestaan uit die dood. Dat hy as 'n lewende verlosser by sy kerk kan lewe. En hy wil as 'n lewende verlosser hier in ons midde wees. Nee, en hy is hier in ons midde. Die lewende verlosser wat saam met sy kerk leef. Eintlik hierdie hele belydenis van Dawid in Psalm 16, nee, hierdie geloofsbelydenis word vervul in Christus. Want toe Christus se geboorte aangekondig word, toe staan daar Immanuel. God by ons. God is by ons. Dit wat Jesus, net dis vervul. God by ons. Die disippels met Jesus net voor sy hemelvaart sê hy vir hulle, toe hy die groot opdrag ook gegee het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So ons het hiernatoe gekom ook om saam as gemeente saam die Here te ontmoet. Net dit is baie belangrik. God is hier teenwoordig. Jesus is hier teenwoordig. Dit is absoluut profeties, Psalm 16. Profeties wys hier na Jesus wat gaan kom, Immanuel, God by ons. En dit is nou ongelukkig dat baie keer in die kerk en by gelowiges ontbreek opstandingsgeloof. Net ons werklik glo dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat hy by ons teenwoordig is. Ek dink ons almal, hou vas en verstaan die kruis van Jesus. En ons gebruik die kruis van Jesus baie keer in ons lewens, Ons bely ons sondes, vra Here, vergewe ons op grond van Christus se kruisoffer. Dit pas ons baie toe in ons lewens met ons skuldbelydenis. Maar opstandingsgeloof ontbreek baie keer. Die opstanding van Christus is baie keer vir ons 'n fasaak. En ons kom nie regtig tot die oortuiging dat God is by ons teenwoordig nie. Jesus is by jou teenwoordig, elke dag, elke oomblik, altyd by jou. Dit ontbreek baie keer. As ek net bietjie daaroor dink, ons bely baie keer, ja, Jesus het opgestaan uit die dood, hy is by my teenwoordig, maar my lewe wys dit nie. Ek sê dit met die mond, maar wat ek praat, soos hier aan die wêreld ek praat, klink dit of God ver weg is. Dan nie by my is nie. Kom dit nie uit in my woorde nie. Wat ek baie keer doen, ek beplan baie keer 'n sonde. Ek weet dis verkeerd, maar ek beplan dit. Nou dink as Jesus by jou teenwoordig is, hoe kan jy so iets beplan? Om daai sonde te gaan doen. Baie keer gaan ons na plekke toe, wat jy weet, jy kan eintlik nie Jesus daar invat nie. Kan nie God daar invat by die plek nie. Dit gaan nie eer gee aan hom nie. En dis hoekom opstandingsgeloof baie keer kort by gelowiges. Ons bely dit, maar wat ons met die mense praat en wat ons doen en waar ons gaan, spreek nie van
die Here se teenwoordigheid in ons lewens nie. Ons dink baie keer, ja, ons los God seker hier in die huis van die Here, nee? Ons los hom hier agter as ons hier uitgaan. Dan gaan ek op myselfde. Ek weet, ons bely dit, nee, maar ons leef baie keer asof ons God hier agterlaat. Asof hy hierso bly. As ek hier uitgaan en ek's weer aan die verkeer, nee, en daai ou ry voor my in. Of die verkeerslig is uit, nee, en ek gedink het ek moet nou ry, maar hy ry, nee. Dan lyk dit of Jesus nie daar in die kar is saam met my nie. Hoe ek reageer. Opstandingsgeloof. As jy nie leef vanuit opstandingsgeloof wat die Here by jou teenwoordig is, jy het nie daaruit lewe nie, dit nie elke dag jou lewe bepaal nie, nee. Gaan jy dalk, jy's 'n Christen, maar jy gaan nie die krag van die Here ervaar nie. Is soos 'n kar sonder 'n engine. En al wat dan oorbly, nee, is op einde net moets en moenies, reëls en regulasies, 'n wettiese verhouding met die Here. As jy nie glo hy's by jou teenwoordig nie. Wat vir my die snaakste is, as jy Nuwe Testament lees, dan lees jy van die Sadduseërs. Die Sadduseërs, die ouens wat nie geglo het in die opstanding van die dooies nie. Nee, dat daar 'n lewe na die dood is nie. Toe het ek gewonder, hoekom was daar sulke Joodse geleerdes, die Sadduseërs? Waarvoor wil die Here nog dien as daar nie 'n lewe na jou dood is nie? Dan mos jy jou tyd. Dit is net 'n klomp reëls en regulasies. Maar leef ons nie ook baie keer so nie? Nee, dis maar net 'n klomp reëls en regulasies waarvoor ons moet lewe, want ek ervaar nie die Here is by my nie. En ek ervaar nie sy krag nie. Dawid, hy doen 'n geloofsverklaring. Hier's nou 'n bietjie meer letterlik wat daar staan in die Hebreëus, nie die Afrikaanse 53 vertaling. Ek stel die Here altyd deur voor my. Dis hoe jy moet lewe. God altyd voor jou stel. Hy's by my, hy's om my, hy's in my. Die werkwoordvorm wat hier gebruik word is die peelvorm en dit is 'n intensiewer vorm as die gewone werkwoord. Dit is baie intensiewer. Hy sê jy moet dit nastreef. Jy moet klem lê hierop om die Here in jou lewe voor jou te stel. Jy moet absoluut daarop fokus. Dis 'n geloofsdaad. Dis baie 'n geloofsdaad wat jy neem om in alle omstandighede waar jy ook al is, stel die Here voor jou. Hy's by jou. Bid voortdurend, vra vir die Here, as jy in die verkeer sit, as jy by die werk is, waar jy ook al is, by die skool. Here, wat is u wil vir nou in my omstandighede? Wat is u hart vir die mense om my? Hoe kan ek u hande en voete en stem wees? Stel die Here voor jou in alle omstandighede. Nee? En natuurlik, bestudeer die woord. Nee, die woord moet jou lewe, jou denke moet absoluut vernuwe word met die woord, Romeine 12 vers 2. Nee, en die feit van sy opstanding. En die betekenis daarvan elke dag van my lewe. Nee, weet die Here is by jou. Moenie na jou omstandighede kyk nie, stel die Here heeltyd voor jou. Nou weet ek, dit is baie keer baie moeilik in moeilike tye, nee, in nood, om te dink die Here is by jou, terwyl jy dit nie sien en ervaar nie. Nee, jou omstandighede sê nie eintlik so iets nie. Nee, om dan die Here voor jou te stel. Nou Dawid, hy skryf hierdie belydenis terwyl hy in nood verkeer. Skryf hy hierdie belydenis dat God is by hom teenwoordig. Hy glo God se woord. Hy weet die Here is sy erfdeel, is vir hom die lewe. En daarom ook, dis nie uit lekker omstandighede wat hy dit skryf nie. Daarom kan ons dit ook doen. Soveel te meer vandag. Nadat Jesus gekom het, gesterf het aan die kruis, maar ook opgestaan het en die Gees uitgestort het. Hy is hier teenwoordig in jou lewe. Altyd by jou. Deur die kruisiging. Weet as ons nooit dink bietjie aan die kruisiging, dink bietjie aan die disippels toe Jesus hang aan die kruis. Wat het hulle omstandighede gesê? Het gesê,
Dis die Messias, hy het gesê hy is die Messias. Waar is God nou? Hier hang ons leier aan die kruis. Die omstandighede het eintlik gewys, man, dit help niks. Die Here is nie hier nie. Maar toe was God reeds besig om te red. Toe het hy reeds redding gebring, terwyl die omstandighede soveel anders te gelyk het. Selfde met jou lewe ook. Baie keer wanneer dit moeilik gaan, is God besig om redding te bring. Sy besig om uitkoms, sy besig om homself te openbaar. Glo dit. Glo dit elke dag. Nou, as jy dit werklik glo, dan sien ons daar's 3 gevolge, 3 positiewe gevolge, as jy werklik glo dat Jesus opgestaan het en by jou teenwoordig is. Maar dan moet ons net onthou net, nee, jy moet dit glo. Glo is sien in God se koninkryk. Die wêreld sê, sien is glo. Begin, staan vas by Dawid se belydenis, God is by my. Hy is teenwoordigheid. Glo dit, jy gaan dit ook sien en ervaar. Eerste ding, positiewe gevolg is, die Here se teenwoordigheid bring veiligheid. Nee, daar kom veiligheid, sekuriteit in jou lewe, as jy die Here heeltyd voor jou stel, en lewe vanuit sy teenwoordigheid. Dawid moes vyande, verraad en beproewinge trotseer. Nee, maar nog steeds sê hy dan in vers 9, sê hy, daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. Ten koste, wat ook al die omstandighede is, voel hy veilig, hy is eintlik bly in moeilike omstandighede. Nee, die disippels ook, hulle is ook vervolg, hulle is gevang, en hulle moes ook die dood trotseer, baie van hulle is gekruisig, het ook 'n martelaars dood gesterf. Maar hulle hou aan vas daaraan wat Jesus gesê het, onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Dis wat hulle laat volhard het. Daarom ons ook, hetselfde. Lewe, moenie na jou omstandighede kyk nie, lewe vanuit God se teenwoordigheid. Jesus het opgestaan. Ek weet nie of jy al op 'n reguit lyn probeer stap het, terwyl jy heeltyd oor jou skouer kyk na agter. Jy gaan dit nie reg kry nie, om op 'n reguit lyn te stap, as jy heeltyd terugkyk, en jy gaan dalk struikel en val, as jy heeltyd terugkyk. En so kyk baie van ons heeltyd terug in ons lewens, oor die foute van die verlede, waaroor ek spyt is. Nee, dat dit heeltyd jy leef, ek is so jammer, ek is so spyt dit het gebeur, ek is so bitter oor wat gebeur het, die onreg van die verlede. Ons leef heeltyd om terug te kyk. Ons kan nie vorentoe kyk, want ons kyk nie in die toekoms nie. Of ons kyk om ons. Die ekonomiese onsekerheid wat ons beleef, nee, nou nadat, ons weet nie wat gaan die gevolge alles nou wees na al hierdie tariewe wat ingestel is en so. Nee, die politieke onrus, die vrese. Ek kom agter, daar sekere mense, hulle is daartoe uit om die slegte nuus oor te dra, verkondigers te wees van slegte nuus. Sekere ouens stuur vir jou net hoe sleg dit in die wêreld gaan. Op WhatsApp, op Facebook. Nee, is verkondigers van slegte nuus. So leef baie keer van ons. Jy kan nie vorentoe gaan nie. Jy leef nie daai opstandingsgeloof nie. Maar ons moet eintlik soos 'n kind wees, wat leer fietsry. En julle weet, as 'n kind leer fietsry, eerste dan dit wobble so, en jy's bang jy val. Maar as jy weet, jou pa hou die sitplek agter vas en hy stoot jou so, dit gee hy kind moed om te trap, tot jy kan fietsry. Selfde met ons ook. Die Here bestuur my, hy hou my sitplek vas. Hy's om my, hy's by my, hy's in my. Hy leer my hoe om fiets te ry, hoe om te lewe. Hy leer my hoe om te lewe. Dis hoe dit werk. En nou, Max Lucado skryf hierdie, you'll get through this, it won't be painless, it won't be quick, but God will use this mess for good. En dit is so waar. Jy sal hierdeur kom, deur die lewe kom. Jy sal daardeur gaan.
Die teenwoordigheid van die Here sê nie, daar gaan nie pyn wees nie. Daar is baie keer pyn, dis 'n sondegevalle wêreld. Maar jy sal hier deurkom. En God gebruik dit vir goed. My broer, my jonger broer in die Vrystaat, vertel my, nou hy het sy tweeling kinders vroeg oorlede, vanweë oorerflike siekte wat van daai tyd sy vrou se kant af kom. Hy vertel vir my, hy sê, eintlik wat gebeur het, hulle dood, het hom tot 'n lewende verhouding met die Here gebring. Hy was voorheen ook maar net die Here gedien, was ook daar in die gereformeerde kerk en alles, en dit gaan nie oor die kerk nie, maar weet hy het net hierdie vorm godsdienst gehad. Maar toe dit gebeur het, net hy regtig God leer ken. 'n lewende verhouding met ons hemelse Vader. Ek dink Job sê dieselfde. Hy sê voorheen ek het gehoor van die Here, nee, na het al daai ramp hom getref en sê, maar nou het ek God self ontmoet, self geleer ken. Baie keer die moeilike omstandighede is reeds dit wat goed is vir ons, dat ons kan groei, en dat my lewe is God, dat ek my toevlug net tot God neem. In die week herinner, ek dink is, nie wat nie, maar iewers op my foon, kom maar 'n foto op, van die dag, waar ek en Ilse Marie my ma besoek het, die dag voordat sy oorlede is, lyk my sy in die week is sy 'n jaar terug oorlede, en hierdie foto kom op weer van my ma wat oorlede is. Ek kon sien, sy was die einde. Maar hoe die Here het beskik het, dat ons daar 'n draai kon maak, en nog net vir laaste keer kon sê totsiens. Sy het vir die kerer ook gesê, iets van Stefan en so. Ek is so dankbaar, hoe die Here dit bestuur het, ek daar kon wees. En net na haar dood, is so 'n paar maande, was my suster ook oorlede. Al hierdie dinge. Maar weet jy sien die Here se hand in al hierdie goeters. Jy sien dat God is by jou teenwoordig. Party het die eindstreep behaal. Hulle het by hulle doel uitgekom. Maar ons wat hier aangaan, God is by my. God is by my. En hy gebruik alles. Use this mess for good. God gebruik dit alles om jou geloof te versterk. Ongelukkig in moeilike omstandighede party mense word bitter en ander word beter. Mag jy beter word wanneer omstandighede nie lekker is nie. Nee, God is ons sekuriteit. Ek is so dankbaar. Ek weet nie hoe kan mens hierdie sondegevalle lewe hanteer sonder die Here nie. As jy soos 'n Sadduseër is, of dink dat die Here is dood, hy bestaan nie. Hoe hanteer mens die lewe? Maar God, Jesus het opgestaan, hy lewe. En dan is nog 'n een, as jy vanuit die opstandingsgeloof dat God by jou teenwoordig is, lewe nê, nog 'n gevolg is nie sekuriteit alleen nie, maar ook lewensdoel. Jou bestaan kry 'n doel, dis sinvol. Dis wat Dawid ook sê in vers 7 en 11, ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. God leer jou, hy's besig met jou. Hy leer my hoe om te lewe, hoe om die fietsry van die lewe te ry. Die Here leer my, hy maak my lewe sinvol. Daar's 'n twee-rigting kommunikasie met God. Jy kan met hom praat, en hy praat ook met jou. En hy praat op verskeie maniere, maar hoofsaaklik natuurlik deur die woord, praat God met ons. Sodra jy werklik glo, jy leef vanuit God se teenwoordigheid in jou lewe, skielik as jy die Bybel lees, word dit ook lewendig. En skielik lees jy ou gedeeltes wat jy al gelees wat vir jou lewendig raak, en wat die Here vir jou antwoord gee, en vir jou wys wat jy moet doen. Baie van ons kan dit hier getuig. Hoe die woord, dis die lewende woord. Die Gees het geïnspireer, die Gees praat met my deur die woord. Hy wys vir my, daar's 'n twee-rigting kommunikasie met God. En die woord kan ek persoonlik toepas in my lewe. Ja, hoe ouer mens word, al hoe meer en meer, as jy so terugkyk ook in jou lewe, dan sien jy hoe God se woord is waar.
Die wêreld sê ander dinge, nee. En as jy jonger is, dink jy dit is die manier, nee, want dit is wat jou verstand vir jou sê. Ek het maar net gesien, dit wat God se waarheid in sy woord, is die enigste manier. Dan is dit nie uitgelewer aan omstandighede nie. Dan het ek 'n lewensdoel. Wat is die beste plek? Om in God se wil en plan vir jou lewe te wees. Om dit voluit te lewe. Dis al. Vra vir die Here. Moenie hierdie ander goeders najaag nie. Jaag God se lewensdoel in jou lewe na. Ou moet eers baie dinge deurgaan voordat jy eintlik tot hierdie insig kom. Wat is God se plan? Wat is sy doel met my lewe? En 'n derde gevolg, positiewe gevolg van die Here se teenwoordigheid. As jy lewe vanuit dit, nê, dit bring lewensvreugde. In verse 7 praat hy daarvan, ek sal die Here loof. Nê? Daar's vreugde om die Here te dien. Dis 'n dieper vreugde as om net 'n nuwe ding te gaan koop. Nuwe kar te koop of wat ook al nuwe. Nee, jy raak net gewoond. Ek onthou, ons was jonk geweest, ons het 'n selgroep gehad, nê. Toe ek net hier gekom het en ons almal hier so in die 30 gewees, 'n selgroep, nê. En jy gaan nog dink, jy gaan hardloop eintlik nog aan na hierdie aardse goed is vir jou die belangrikste dinge, nê. En ek onthou die een selgroep, ou in die selgroep het gesê, hy sê sy vrou het gesê toe na die huis gaan kyk, toe sê sy dis 'n perfekte huis, nê. Hulle moet hom koop. Toe hulle hom gekoop het, toe sê sy daarna, hier is baie geleentheid om hom nog meer perfek te maak. Nee, dit gaan net aan en aan. Jy raak net gewoond aan dit. Wat was die hierdie huis het baie potensiaal nadat hy hom gekoop het. Ekskuus, ek het dit nie reg gesê. Sê hierdie is die regte huis, die perfekte huis. Toe hom het, na so 'n paar jaar, hierdie huis het baie potensiaal. En verstaan jy, hoe bly jy besig? En jy jaag 'n klomp goeders na. Jy dink as jy dit het, as ek eers net daai graad het, nê. As ek eers net daai wat ook al besit, net dan is die lewe gemaak. Dan het jy hom, dan raak jy gewoond. Dit het baie potensiaal. Dit bring nie sinvolheid in jou lewe nie. Dinge bring nie sinvolheid nie. God bring sinvolheid. Dis 'n vreugde om God te volg en te sien hoe hy deur jou werk in mense se lewens raak. Dis wat Dawid wat hy heeltyd hier sê, vers 6, 'n pragtige deel is my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Nee, God is goed. Hy het my hierdie gegee. En ek dink seker die pragtigste deel wat hy afmeet is natuurlik jou gesin. Man, vrou, jou kinders. As dit goed gaan met jou kinders, nê, as dit goed gaan met my kinders, nê, prys ek die Here. Dan sien ek die pragtige deel wat vir my afgemeet is. Goed gaan met medegelowiges, prys die Here. Vers 5, Psalm 16 vers 5 ook. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Die Here self is die waarborg, die grond van ons optimisme in hierdie sondegevalle wêreld, want hy lewe. Hy is by my teenwoordig. Ja, wie die Here se teenwoordigheid gelowig aanvaar, is verseker van 'n vaste lewenskoers, veiligheid en vreugde. As jy lewe vanuit die Here se teenwoordigheid, dan kan jy met vertroue in die toekoms ingaan. Maak dit nie saak wie wat sê nie, watter politikus wat sê, wat ook al gebeur nie. Ek het sekuriteit, want God is by my. Ek meen, hy is groter, hy is die skepper van hemel en aarde. Nee, ek het sekuriteit. Ek het wat 'n doel. Ek is nie per ongeluk hier nie, ek is geskape na sy beeld en hy sê uit my hier, hy leer my hoe om te lewe, dit 'n doel met my lewe. En dan kom die vreugde, die sinvolheid. Nee, as jy in daai lewensdoel uitstap. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen. Ja.